buitelandse burgers se visums is deur die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake herroep en Hamas het sy beheer oor Gaza versterk. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. 6 buitelanders van onderskeidelik Suid-Afrika, Argentinië, Mexiko, Brasilië, Duitsland en Paraguay se visums is deur die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake herroep weens kommentaar op sosiale media oor die konservatiewe politieke aktivis Charlie Kirk se sluipmoord. Die departement meen dat Amerika geen verpligting het om buitelanders te huisves wat Amerikaners die dood toewens nie. Hierdie stap is deel van die Trump-administrasie se opgeskerpte optrede teen immigrasie sedert Januarie vanjaar. Dit sluit sosiale media monitering en die herroeping van duisende studente visums in. Alle klasse by die Universiteit van die Vrystaat is opgeskort en studente is beveel om binne 24 uur die kampusse te verlaat. Dit volg na gewelddadige betogings op al 3 kampusse in onder meer Bloemfontein en Kwakwa, weens die universiteit se besluit om aanstaande jaar voorlopige registrasies te staak. Die universiteit sê die besluit is geneem weens 'n skerp toename in studente skuld wat nou byna 1 miljard rand beloop. Studente waarsku dat die besluit veral arm en werkersklas studente nadelig sal raak. Die universiteit se woordvoerder, Lasia Louder, sê die universiteit se uitvoerende komitee het 'n uitnodiging aan studente verteenwoordigers op al 3 die kampusse gestuur vir volgehoue gesprekke oor die kwessies wat tot die betogings aanleiding gegee het. Die Tshwane Metro sê hy sal nie moed opgee in sy poging om 'n skoonmaakheffing in te stel nie en sal die saak na die appelhof neem. Die heffing van R194 per maand is in Julie vanjaar ingestel vir kliënte wat van privaat vullisverwyderingsdienste gebruik maak. Die burgerregte organisasie AfriForum het die besluit in die Hooggeregshof in Pretoria uitgedaag wat bevind het dat die heffing onwettig is. Die munisipaliteit het daarna aansoek gedoen om verlof tot appel, maar dit is ook van die hand gewys. Die heffing raak nagenoeg 250.000 inwoners en besighede wat van privaat vullisverwyderingsdienste gebruik maak. Die Palestynse militante groep Hamas het sy greep op die verwoeste stede van Gaza verstewig met die teregstelling van vermeende medepligtiges en 'n grootskaalse klopjag op sogenaamde oortreders. Dit kom te midde van 'n 5-daagse skietstilstand tussen Hamas en Israel wat deur die VSA bemiddel is. Die gewapende gevegte tussen Hamas en gewapende Palestynse families duur steeds voort en Hamas het 'n video vrygestel van 8 geblinddoekte verdagtes wat in die openbaar tereggestel is. Intussen het die Israeliese weermag bevestig dat die oorskot van nog 4 gijslaars wat in Gaza aangehou is, na Israel teruggebring is. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.